As jy net vir hierdie lewe op Jesus hoop, sê die Bybel, het jy die punt totaal gemis. Dikwels hoor ons mense sê, ek wag vir 'n deurbraak van die Here. Hulle bedoel, hy moet my omstandighede kom verander. Maar ons moet versigtig wees wanneer ons so praat. Die skrif praat van God wat voorsien, red, vergewe, genees, maar nêrens van God wat sogenaamd deurbreek in elke moeilike omstandigheid nie. Daardie taal uit die voorspoedsteologie moet ons maar baie versigtig gebruik. Daar is ook 'n dieper probleem, want wat nou as God nie jou omstandighede verander of sogenaamd deurbreek nie? Die Nuwe Testament leer ons, hy het reeds in Jesus Christus die grootste deurbraak gemaak. Aan die kruis, in die opstanding uit die dood. En dit is die evangelie, nie dat jou probleme verdwyn nie, maar dat jou grootste nood opgelos word, jou sonde voor God, en dat jy in vrede met God kan leef. In 1 Korintiërs 15 sê Paulus, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Hoekom? Want dan het jy Christus vir hierdie lewe alleen. Hy help, maar hy kan nie ewig red nie. En dit is nie die evangelie nie. Die evangelie is dat God in Jesus Christus vir jou die oorwinning behaal het, wat jou lewe vir ewig verseker, al is jou omstandighede vandag dalk moeilik. So ja, bring jou nood na hom toe, vertrou hom vandag, maar moenie daar ophou nie. Want as jou hoop net hier eindig, het jy die punt gemis. Jy, waarvoor hoop jy op Christus? Jesus sê, soek my vir die brood wat ewige lewe gee. Ek is die brood van die lewe. Amen. Gelowig op pad, so leef ons aan Jesus.